Elke jaar vir die storieoggend soek ons ver en wyd na sprekers, maar ek dink ons moet hulle sprekers noem nie, hier by ons is dit vertellers, né? En ons begin dan nou natuurlik by mense wat iets weet van Piketberg, want dit is Piketberg se storieoggend. Het sy iemand wat hier gebore is en getoe is, hier is 'n paar van ons vorige sprekers, of mense wat al baie jare hier bly. En dankie tog tot Leroux ingestem. Leroux en Sandra bly al oor die 40 jaar, is ek reg, in Piketberg, net onder, amper. Maar dis lank. Dis lank. So hulle is lank al in die inkommers, hulle is Piketbergers. En Leroux het toe ingestem om een van ons storievertellers te wees. So Leroux, nogmaals baie dankie dat jy jou stories met ons gaan kom deel vandag. Dankie. Goeiemôre allemaal. Ek wil aan hom daarna baie geluk sê met hulle entoesiasme vir die saak waarmee hulle besig is. Ek dink daar is min dorpe wat oor so iets verskik en wat op die manier ook die dorpse geskiedenis lewendig hou en mense ingelig hou. Ek wil dadelik 'n regstelling maak. Ek is nie regtig gebore op as jy nou gehoor het, nee, ek is nie 'n Piketberger in Morgenbeen nie, alhoewel ons al 'n klompie jare hier woon. En ek kan nie vanoggend vir u iets nuuts vertel nie. Ek kan miskien maar net vir u iets vertel wat jy al gehoor het en wat weer die gedagtes gaan verfris. En dit is nie regtig 'n storie nie, maar dit is so 'n bietjie oor die geskiedenis van Piketberg. En een van die goed wat vir my nogal na in die hart lê is die ou begraafplaas. Dit is deel van ons historiese roete en dit is nogal iets besonders. En vir my is begraafplase 'n interessante plek. Jy kan waardevolle bronne, dis waardevolle bronne van inligting, veral as 'n mens belangstel in familiegeskiedenisnavorsing. Hoeveel van u wat hier sit, kan vir my sê wanneer 'n oupa of 'n ouma van u gebore is, watter jaar en wat hulle presiese name was? Steek op Jan op wat ek sien. 1,5 lyk dit my. Een steek op en dat sal goed. Daar sou 'n begraafplaas vir u van waarde kon wees as u gelukkig is. Want ongelukkig is dit so dat baie begraafplase ook die teken geword het van vandalisme. En ongelukkig is dit ook in ons dorp die geval. Soms sorg begraafplase nogal vir 'n bietjie humor, saam met die leed. As ek so kyk na ons ouderdom hier, dan dink ek ons loop baie draai om die begraafplaas. Ons verkies om nie daar in te gaan nie. Maar ek is nie van 'n begraafplaas 'n draai te gaan maak en al ken ek nie die mense nie. Op Willemore byvoorbeeld is 'n ou begraafplaas waarvan 'n gedeelte die oorlogsbegraafplaas is. En dis hoofsaaklik Engelse soldate wat daar begrawe is, wat tydens die Anglo-Boereoorlog gesterf het. En daar's 2 grafte wat my opgeval het. Die een is 'n graf waar 'n sersant en sy perd in dieselfde graf begrawe lê. Nou, toe ek onderwys gegee het en ons praat oor geskiedenis, ons praat oor die oorlog, het ek altyd die storieetjie vertel. En dan vra ek vir die kinders, hoe dink julle nou, wie lê bo, die sersant of die perd? Wat sou jy gekies het, waar sou jy wil lê? Dan is daar 'n inskripsie wat sê, door de bliksem dood te slaan. En dan in die Afrikaanse klas het ek dit gebruik en dan gesê, 'n klein verskil het 'n groot betekenisverskil. Dis deur dit bliksem dood te slaan, nie deur een bliksem dood te slaan nie. Soms so iets op 'n ligte noot. Nou, in die 60er jare het hulle begin om die Engelse soldate wat tydens die Anglo-Boereoorlog gesneeuwel het in Noord-Kaap, hulle is gewoonlik langs die spoorlyn begrawe.
En toe het hulle begin om hierdie ouens op te grawe, om in 'n massagraf in Kimberley te gaan begrawe. En ek was gelukkig om saam met my pa hierdie perseel te gaan besoek. En daar was 3 dinge wat my opgeval het by die geleentheid. Die eerste soldaat wat hulle opgegrawe het waarna ons gekyk het 'n koelronde gaatjie tussen die oë gehad. En die skedel was agter gekraak. En as jy die skedel geskit het, dan het jy die koel binne gehoor. En ons as boeremense en ons was trots op hierdie boere kon skiet. Die tweede ou wat hulle opgegrawe het dosifieroutjies in sy hand gehad. En dit is dan so omtrent 65 jaar na die Anglo-Boereoorlog geëindig het. En merkwaardig, hierdie dosifieroutjies kon nog oopskuif. En ek was toe omtrent so 12 jaar oud gewees. Vieroutjies was krom en skeef en geel, maar dit het getuig daarvan dat selfs vieroutjies met sorg en kwaliteit gemaak is. En die derde ding wat my diep geraak het, was 'n soldaat wat daar gelê het, en toe hulle hom oopmaak, toe het hy die skoentjie van 'n kleindogtertjie in sy hand. En dit het vir my as kind gesê, wat oorlog eintlik beteken. Nou goed, genoeg daarvan, ons is terug by Pakketberg begrafplaas. Nou wil ek u vra, wie van u het al die begrafplaas besoek? Daarom so 'n klompie van u. Nou wil ek verder vra, hoe onlangs was u daar? Ek was toe. Ja, maar sê 3 maande terug. Ek was omtrent 30 jaar gelede daar, toe ek met 'n groep leerders so intoe gegaan het om 'n bietjie werk daar te doen. En toe het ek nou weer gister daar 'n draai gemaak. En groot was my teleurstelling toe ek sien wat het in 30 jaar daar gebeur. Ek sal later iets meer daaroor sê. Hier is ongeveer 129 grafte wat gemerk is. Van hulle is oorlogsgrafte, 'n paar. Van hulle is gewone boere, dorpsmense. En dan is daar 'n klompie Jodegrafte ook. Nou die Jode het hulle eie begrafplaas daar uitgekoop. Ek neem aan die res is deur seker die dorpsraad wat ook al beskikbaar gestel. Wat baie interessant is, dit lyk vir my of die grense van hierdie begrafplaas op 'n stadium gewysig is. Want in die begrafplaas staan pilare losstaande. Dit weet nie of hulle daar hoort is, ek neem aan hy is verruim op 'n stadium. Nou die eerste begrafnis wat die plaas gevind het, was die van 'n 1-jarige seentjie. In 1861, 'n seentjie met die van Sail. En die laaste begrafnis wat die plaas gevind het, was in 1970. En dit was 'n Joodse begrafnis, 'n persoon met die van Browdy. So vir 109 jaar was hierdie begrafplaas diensbaar. Dan, dit is maar interessant dat en dis algemene kennis waarskynlik vir die meeste van julle, die boeremense se grafte, hoe word ons begrawe? Dis as 'n begrafplaas eintlik ook al 'n skaars ding. Hoe word ons begrawe? Hoe lê ons? Dankie. Grafsteen wys na die ooste toe, die grafskrif, en die voete lê ooste toe. In die geval van die Jode, hoe lê hulle? Andersom. Nie heeltemal andersom nie, maar darm andersom. Die grafskrif wys ook na oos, maar die voete lê na wes. In ons geval Berse kant toe. Ek weet nie wat die rede daarvoor is nie. Dit is nogal interessant om daarop te let dat die ouderdomme van die oorledenes redelik verspreid is. Maar wat my opgeval het, is die groot aantal jong mense wat hier begrawe is. Ek het nou gesê, hier is omtrent 129 gemerkte grafte, wat naspeurbaar is. En 37 van die grafte is vir mense, kom ek begin eers hier, 30 van die grafte is vir mense onder die ouderdom van 1
tot by 20 jaar. So dis omtrent 25% van die, ja, so 'n bietjie minder as 25%. Dan, as ons verder gaan, ek gaan hier oorslaan, 37 van die grafte is vir mense tussen die ouderdom van 20 en 60 jaar. En dan is daar slegs 10 grafte vir mense van 80 jaar en ouer, waarvan die oudste 101 jaar was. Nou, as julle moet skat, ons groep wat vanoggend hier by mekaar is, wat sou julle sê is ons gemiddelde ouderdom? Julle moet my nou help. Kan iemand 'n aanduiding gee? Probeer. 75. Hoeveel? 50. Ja, ons het 2 skoolkinders by wat gesing het. Ja, ons kan hulle bytel. Hulle gaan nie 'n groot verskil maak nie. Kom ons kry 'n konsensus daaroor. Wat skat julle? 70. Nou, die gemiddelde ouderdom van die mense wat in hierdie begrafplaas begrawe is so 44 jaar, amper 45 jaar. So ek het vir u sleg nuus as hierdie geleentheid 'n bietjie vroeër plase vind. En daar baie koek en tee oorgebly. Ek sien Dr. Brink sit hier. Ek dink dis algemeen bekend dat mense vroeër nie so oud geraak het, dat ons vandag ouer raak. Maar ek sien ook daar's 2 dokters begrawe en ek weet nie of dit die rede is hoekom die manne so vroeg dood is. Goed. As ons kyk na die vanne wat hier lê, dan is dit my opvallend dat daar min Piketberg of min vanne is wat eie is aan Piketberg. Daar is die heel klompie Liebenbergs, Wolfersarm by ons. Daar's 'n paar van Sails. Daar's enkele burgers en dan is daar selfs 'n heel klomp vreemde vanne. Daar's 'n heel paar Dommeses. Daar's 'n heel klompie Wiets. Daar's 1 of 2 Zoere. Maar daar's 'n hele aantal vreemde vanne en dan ook 'n klompie Jode vanne. Maar min Piketberg vanne. En ek het so 'n bietjie hieroor gedink en navraag gedoen. En die slotsom waartoe ons kom is dat tot in die middel 50, 60, so in die vorige eeu, het baie plase 'n familiebegrafplaas gehad. En baie van die Piketberg vanne is waarskynlik in daai familiebegrafplase begrawe. Nou, sommer 'n interessante ding wat ek opgetel het op 'n plaas. Hier naby die dorp is 'n familiebegrafplaas netjies in stand gehou en hulle maak nog gebruik van hom. Maar daar is 'n graf waarin 2 broers begrawe is. Hulle was jong manne, jong seuns wat die dag gaan jag het in die berg. Ken julle die storie? En hulle het aan weerskante van 'n groot rots verbygeloop. En toe hulle beweging gewaar het, albei skoot afgetrek. En was nie 'n bok nie, hulle het mekaar geskiet. En dit was toe die pa se taak om daardie 2 seuns aan die berg te haal en af te bring. Ek is nie seker wanneer hulle of hulle op slag dood is of wanneer hulle oorlede is nie, maar hulle is dood as gevolg van hierdie voorval. En die klip word vandag nog genoem ongeluksklip. Dan is daar so 'n bietjie op 'n ligter noot 'n meer komiese geval van 'n plaasbegrafplaas. Hulle sê hierdie ou het gereeld sy vrou geslaan. En hulle was maar bangerig vir hom, maar hulle het besluit een of ander tyd moet hy gestraf word hiervoor. En toe hy die dag dood is, het hulle hom onderste bo in sy kus gesit. Nou nie voete by die kop nie, hulle het hom gesig onder toe gesit. En toe hulle nou vir die mense wat hom uitgelê het vra, hoekom doen julle dit? Toe sê hulle by die opstanding moet hy na die verkeerde kant toe vra, hy moet nooit weer verskyn nie. Goed. Ongelukkig, soos wat ek aan die begin gesê het,
het Piketpa se ou begrafplaas dieselfde pad geloop as wat soveel ander begrafplase loop. Verval en ook vandalisme. En as dit 'n plek is wat vir ons iets werd is, dan dink ek sal ons dringend daar moet aandag gee. Ek sien van die grafstene is gebreek. Nou mens weet nie wat die rede daarvoor is nie. Van hulle se gieteistertraliewerke is verwyder. Nou dis 'n begrafplaas van ver oor die 100 jaar oud. Ek vermoed skrooteister kan dalk deel wees van die rede. Van die grafstene wat wel nog staan, is besig om oor te hel en hulle gaan waarskynlik die toets van die tyd deurstaan as daar nie iets aan gedoen word nie. Nou ons het nou ondanks die polisiestasie en die gemeenskap 'n bietjie opgeknap. Ek wonder of die begrafplaas ook 'n plek is waar die moeite werd is om aan aandag te gee. Daarmee wil ek voorstaan met begrafplaas.